Lukas 12 vers 1 tot 59. Toe duisende van die skare ondertussen saamkom, sodat hulle mekaar vertrap het, begin hy aan sy disippels te sê, pas veral op vir die suurdeeg van die Fariseërs, dit is gefeinsdheid. En daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en wat julle in die oor gepraat het in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word. En ek sê vir julle, my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Word 5 mossies nie vir 2 stywers verkoop nie, en nie een van hulle is voor God vergeet nie. Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. En ek sê vir julle, elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die engele van God. Maar hy wat my verloon voor die mense, sal verloon word voor die engele van God. En elkeen wat 'n woord teen die Seun van die mens sal spreek, dit sal hom vergewe word, maar vir hom wat gelaster het teen die Heilige Gees, sal dit nie vergewe word nie. En wanneer hulle heel sal bring voor die sinagoges en die owerhede en die gesaghebbers, moet julle heel nie kwel oor hoe of waarmee julle heel sal verdedig, of wat julle sal sê nie, want die Heilige Gees sal in julle dieselfde uur leer wat julle moet sê. En een van die skare sê vir hom, Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, Mens, wie het my as 'n regter of deler oor julle aangestel? En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my seël sê, seël, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou seël van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. En hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? En wie onder julle kan, deur hom te kwel, 1 el by sy lengte voeg? Of julle dan selfs nie die geringste kan doen nie? Waarom kwel julle oor die ander dinge? Kyk na die lelies, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle kleingelowiges. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie, want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee almoses. Maak vir julle beheerse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief bykom of mot verteer nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand.
En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of in die derde nag waar kom en dit so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, vertel u hierdie gelykenis vir ons, of ook vir almal? En die Here antwoord, wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel, om hulle rantsoen op tyd te gee? Gelukkig is daar die dienskneg vir wie die Heer, as hy kom, so besig sal vind. Waarlik ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daar die dienskneg in sy hart sê, my Heer, tel hom om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word, dan sal die Heer van daardie dienskneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontroues. En daardie dienskneg, wat die wil van sy Heer geken het, en nie klaar gemaak het, of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slaag geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie, en nie gedoen wat slaag verdien, sal met min slaag geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word, en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloedig eis. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens ek dat dit al aangesteek was. Maar ek het 'n doop om mee gedoop te word, en hoe benoud word ek totdat dit volbring is. Dink julle dat ek gekom het om vrede op aarde te gee? Nee, ek sê vir julle, maar eerder verdeeldheid. Want van nou af sal daar 5 in een huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees teen die seun, en die seun teen die vader, en die moeder teen die dogter, en die dogter teen die moeder. Die skoonmoeder teen haar skoondogter, en die skoondogter teen haar skoonmoeder. En hy het ook aan die skare gesê, wanneer julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik, daar kom 'n reën. En dit gebeur ook. En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle, dit sal gloeiend warm wees, en dit gebeur. Geveinstes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? En waarom oordeel julle ook nie uit julleself wat reg is nie? Want terwyl jy met jou teestander na die owerheid gaan, doen moeite op die pad om van hom los te kom, sodat hy jou nie miskien voor die regter sleep en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en die geregsdienaar jou in die gevangenis werp nie. Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy ook die laaste oortjie betaal het nie.